Elke Sondag kom ons saam. Ons groet mekaar, ons worship, ons luister en ons bid. Ons word herinner aan wie ons is en wie God is. Maar Sondag is nie die einde van ons storie nie. Daarna gaan ons in verskillende rigtings, na werke, huise en vriende. Ons versprei, nie net om aan te gaan met die lewe nie, maar om iets te dra. Liefde, lig, hoop en deernis. Dis ons Exodus, om uit te gaan met 'n doel, om die wêreld rondom ons te verander. Ons Exodus. Goeienaand, gaan het goed met julle? Nee, blijkbaar nie. Heel duidelik nie. Wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, is dit soveel meer as net 'n datum op ons jaarlikse kalender. Ouens dink gou saam met my vir 'n oomblik. Oomblik toe Jesus Christus gebore is. En Maria hoor dat sy die kind Immanuel moet noem. God met ons. Is dit wat ons vandag vier, is die vervulling van daai belofte. God met ons. Elke liewe persoon op hierdie planeet is veronderstel om dit in sulke eenvoudige terme te beleef. Dis nie 'n stukkie God nie. Dis nie 'n element van God nie, dit is God in sy volheid. En die Heilige Gees maak dat ek en jy elke dag van ons lewe, waar ook al ons is, hierdie God-belewenis kan hê. Dat ons hom kan ervaar, dat hy vir ons werklik kan wees, waar ook al ons onsself bevind. Dis die krag van wat ons vier vandag. Jy weet, ons kan baie lang debatte hou en ons kan baie preke doen, but this is the gist of it. Dis God met ons. Dis die vervulling van daai belofte. En jy het al gehoor, jy weet, van al die rolle van die Heilige Gees. En daar's so baie en so net so ietsie daarvan vanaand genoem. Ja, hy is die een wat gawes gee. Hy is die een wat reinig. Hy is die een wat ons verseël het in die familie van God. Hy is die een wat ons vertroos. Hy is die een wat ons herinner. Hy is die een wat ons leer. Hy is die een wat ons bekragtig. Hy is die een, daar is soveel rolle. Maar ek dink een van die grootste rolle van die Heilige Gees vir die mensdom op aarde is om ons wandel, ons geloofsreis terug. Dis om ons te lei, nie net van een plek na 'n ander plek nie. Die Heilige Gees lei ons nie net na 'n plek toe nie, maar hy hoor gou mooi, hy lei ons ook in 'n plan, die plan van God vir ons lewens. Dis ook wat te doen. Weet jy, dis nou seker omdat ek nou 10 jaar voor aftrede staan. Ek's 55 en in hierdie seisoen van my lewe het ek al 'n paar keer. Dit is ten minste uit 5 uit 10 van my gebede is dit ergens feature het. Dan bid ek, dan sê ek, Here, as ek in 10 jaar aftree, wil ek by 'n plek wees. Enige iets met die woord baai agter. Bochoms Baai, Betty's Baai, Stil Baai, Victoria Baai. Jy weet, solank hy net 'n baai op die einde het, ek wil aftree by so 'n plek, Here. Maar wat ek nie sien nie, is dat daar 'n plan is, wanneer God my vestig waar ook al dit gaan wees. Is dit nie net 'n plek nie, maar is ook 'n plan. Ek bid nie, Here, wys vir my, dat wanneer U my daar aflaai, by Betty's Baai, wat is U hart vir my lewe vir die volgende 5 jaar of 10 jaar daar? Ou vra nie daai vraag nie. Jy dink net plek. Hoeveel van julle vertrou die Here vir 'n beter werk, 'n ander werk, 'n ander plek om by te werk? Wat jy ooit die Here gevra, maak nie saak waar jy my plaas nie, wys my U plan by daai plek. En ek is oortuig dat die Heilige Gees ons nie net skuif geografies nie, maar hy skuif ons ook in ons gehoorsaamheid en in ons geloof. Ouens, dit is vir my een van die belangrikste goeders vir ons wat in Christus is. Ons is nou net deur daai reeks, is dat ons regtig nie die plan van die Here sal mis nie.
Hy het 'n holistiese plan vir die kerk, hy het 'n holistiese plan vir sy kinders, maar hy het ook 'n baie spesifieke, individuele plan met elkeen van julle se lewens. En daai kan 'n ander geur hê. Dit kan anders lyk vir elkeen van ons. Dit hang ook af van die omstandighede waarin ons funksioneer. Maar hy wil nie daai mis nie. En die Here help ons ook om reg te bid. Jy weet, die Heilige Gees tree met versigtings en woorde wat nie uitgespreek kan word nie, ook vir ons in by die Vader, en hy vat partykeer ons versoek vir 'n plek en hy verander dit in: Here, openbaar net u plan aan hierdie man. Wys dit vir hom, wat is die plan? Dit was juis ook God se probleem gewees met die volk Israel. Ons het hierdie laaste sang gesing van Egipte en Exodus. Dit was juis die probleem gewees in daai situasie, want as jy net gaan kyk, nou, as jy in die Woordeboek gaan kyk, daai woord, ek wil net sê julle kan, ek kan dit self doen, ek sal dit ook self doen, as hierdie ding net werk, hy werk nie, daar is hy, ek het nie verkeerd gespel nie, daai kom van die Latyns en die Grieks af, dis 'n samevoeging van twee woorde. Nou daai woord, as jy dit gaan Google in die Oxford Dictionary, Merriam-Webster, wat ook al, sal vir jou sê, it's the mass immigration of people. Dit is wat die woord Exodus beteken. Maar in die Grieks is daai 'n samevoeging van twee woorde. Ex beteken out. Houdos beteken the way or the road. Daai beteken letterlik the road out. En dit het so ietsie verklap van waar die Israeliete was, is dat as hulle na Egipte kyk, hulle wou net vrykom van Egipte, hulle wou net wegkom daar. Dis so 'n bietjie van 'n desperate geur konnotasie aan daai woord. Hulle immigration, hulle mass immigration het gepaard gegaan met 'n belewenis van ons wil net wegkom waar ons is. Ons wil net vrykom van slawerny. Dankie Here, ons gaan na 'n plek toe van melk en honing. Ons kom net hier weg. Maar dit was nooit God se plan om hulle net geografies te skuif na 'n ander plek toe nie. Dit was God se plan om hulle aan die binnekant te kom skuif, om hulle voor te berei vir sy plan daar in Kanaan. Selfs in die tydperk wat hulle daar rond beweeg het, verklap ook ietsie van hierdie realiteit. Ek meen, as 'n ou byvoorbeeld gaan dink, Kanaan en Egipte is 700 km uit mekaar uit. OK? 23,000 atlete het vanoggend 100 km in 12 ure klaar gemaak. Jy kan 100 km 'n dag stap, ek weet nie of jy daarvan bewus is nie. Daai ouens kon van Egipte na Kanaan toe gestap het in 7 dae. Hulle het 40 jaar gevat. As Moses maar net Google Maps gehad het op sy foon, want hulle nie so verdwaal in daai woestyn nie. En daai 40 jaar kom verklap ietsie van wat ek nou vir jou sê. Dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan oor 'n plan. Dit gaan oor die feit dat God 'n plan met sy mense gehad het. 600,000 mans, dan tel dit nie eers die vrouens en kinders nie, dit was tussen 2 en 3 miljoen, beweer hulle. It was a mass immigration. En vir 40 jaar het daai ons daai woestyn rondgeloop, want God het nie in hulle geskuif wat hy geskuif wou gehad het nie. Hulle wou nie toelaat nie. Hulle het nog die vleispotte van Egipte in die wildernis gehad en hulle het nog gekla oor dit wat die Here in die woestyn vir hulle doen. Hulle het sy leiding gemis en sy plan gemis, want hulle koppe was nog in Egipte gewees. Daarom die Heilige Gees, wanneer ons praat oor die uitstorting van die Heilige Gees en hoe hy ons rig in ons lewens lei, ouens, dit vra geloof. Dis nie maklik nie. Gewonder die Bybel sê, we will live by faith and not by sight. Om die leiding van die Heilige Gees te volg, vra geloof. Om die Heilige Gees te beleef, vra geloof. En God het oor en oor vir die ouens in die wildernis probeer demonstreer, maar ek kan 'n tafel in die wildernis dek. Hulle sê hulle het nie kos nie. En dan is daar manna en dan is daar, jy weet, hulle het nooit nie kon oorleef nie. En God het bonatuurlik in die wildernis vir hulle voorsien. Om 'n bietjie van daai geloof te wek vir die plan wat hy vir hulle lewens gehad het. So, hulle het daai heeltemal gemis en het die Here 40 jaar gevat om daai goed tussen hulle te bewerk. Dis 'n toestand. Ouens, toe daai 3 manne daar op daai berg staan en hulle kyk na die beloofde land,
was daar 3 of 4 ouens, dit was Josua in die bespieding, daar was 4 ouens gewees, wat bo die ouderdom van 20 jaar was. Almal ouer as 20 jaar was dood. Daar's 'n hele generasie oorlede in daai wildernis, as gevolg van die feit dat hulle hierdie gemis het. Kanaan was 'n plek wat so 'n bietjie beter was as Egipte. Ja, hy het pragtige beloftes ingehou, hy het wonderlike hulpbronne gehad, natuurlike hulpbronne. Hy was baie strategies geleë. Daar was 'n groot klomp handeldrywe daar en daar was 7 nasies in Kanaan gewees en net soveel gode ook, want elke nasie het sy eie gode gehad, sy eie geloof gehad. Daar was 'n mengelmoes van geloof as gevolg van die strategiese ligging en dat dit 'n hoofplek was waar mense handel gedryf het, verskillende nasies bymekaar gekom het en dis hierdie mengelmoes van gelowe in hierdie plek. Dis 'n goddelose plek. Sodom en Gomora was deel gewees van Kanaan. Dis juist die stad wat deur God uitgewis is. En nog steeds mis sy mense die prentjie. God het 'n plan, hy het nie net 'n plek vir ons nie. Die Heilige Gees wat ons lewens vul en wat ons elke dag rig en lei. Ouens, dit het nooit verander nie. Gaan dink byvoorbeeld aan Jeremia 29 vers 11. Waar die profeet sê, God sê, hy weet die planne wat hy vir jou lewe het. Dis planne van voorspoed, nie teëspoed nie. Daai hart van ons Vader het nooit verander nie. Dit het nooit verander nie. Hy het nog steeds 'n plan in plek vir jou. Hy het nog steeds 'n plan in plek vir ons as 'n kampus. En die een wat vir ons op daai plek bring waar ons die plan kan leef en dit ons werklikheid word en ons realiteit, is die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Hy doen dit vir jou individueel, ja, hy doen dit vir ons almal. Die vraag is, mis ek en jy dit? En hierdie plan word uitbasuin reg deur die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. Dis 'n eenvoudige plan. Hierdie plan was dat God sy volk daar sou vestig en dan en hy begin. Hy sê vir Abraham, dis die verbond wat God met Abraham gesluit het. Hy het gesê, in jou sal wie geseënd wees? Alle nasies. Dis nie jou nasie nie. Dis alle nasies sal geseënd wees in jou nageslag. En dan kom hy en dan praat hy ietsie hiervan ook met die volk wat hy deur die wildernis begelei en hy sê vir hulle, ek gaan my wette op julle harte skryf. Ek gaan julle op 'n plek bring waar jy nie voel julle moet nie, maar julle wil graag. Ek gaan my wette op julle harte skryf. En ek gaan vir julle God wees en julle gaan my volk wees. En dan wanneer julle daar op daai plek kom, gaan julle my plan begin uitleef. But they missed that. They missed that. En dan kom ons in die Nuwe Testament. En dan gaan jy dieselfde plan, gaan hy nog aan. As jy net saam met my gou gaan kyk, hierdie is Jesus se laaste woorde voordat hy opvaar na die hemel. Matteus 28. Jy kan dit in jou vertaling gaan lees. Ek het hom in die boodskap. Ek het gedink julle reageer makliker met eenvoudige woorde. So ek het hierdie boodskap vertaling, maar luister net hoe mooi maklik sê hy dit. Hy sê ek wil hê julle moet iets vir my doen, sê Jesus. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe, daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As julle bereid is, as hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle dan en lei hulle om in alles wat ek julle geleer het. En wees verseker, ek verwag nie dat julle hierdie op julle eie moet doen nie. Elke dag tot en met die wederkoms sal ek self by julle wees. Het Jesus al teruggekom? Het die wederkoms al gebeur? So hierdie belofte geld nog? Elke dag. En dit is waar die Heilige Gees inkom.
Hy gaan nooit ophou met hierdie nie, ouens. Ek en jy kan ons eie pad kies. Ons kan, weet jy, ek wonder soms. Here, daar waar ek so begeer om te wees. Ek kon al 10 jaar terug daar gewees het, as ek maar net die leiding van die Heilige Gees gevolg het, en nie my eie gedagtes en my eie stupid maniere van dinge doen, en ek wil alles self uitwerk en my eie planne kom nie. Dink vir 'n oomblik saam met my, daar waar jy so begeer om te wees, of dit 'n plek van genesing is, of dit 'n plek van gesonde verhoudings is, waar ook al dit is waar jy begeer om te wees, wat is die kans dat ek en jy al daar kon gearriveer het? Maar ek kies om dit op my terme te doen en nie op sy terme nie. En ek gaan om daai blok bly beweeg, ouens. Nie eens Google Maps gaan my help nie. Ek gaan nou rond verdwaal en gaan nou rond reis. Maar dit wat die Here in die binnekant wil doen, is 'n groter skuif as net om ons geografies na 'n plek toe te skuif. En dan presies vanuit hierdie vers, dit moes eintlik Matteus 28 vers 21 gewees het. Vat ek jou weer na Handelinge 1 vers 8 toe. So eintlik nou na Handelinge 2 gedeel. Julle ken almal Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang. So hy sê en wees verseker, ek verwag nie dat julle hier op julle eie moet doen, sê Matteus 28. Elke dag tot die wederkoms sal ek by julle wees. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ouens, glo jy vandag, is jy bewus van die feit dat God vir elkeen van julle 'n plek van melk en honing voorberei het in Jesus Christus? Glo jy dit met jou hele hart? Vir elkeen van julle is daar 'n spasie waartoe hy jou roep en uitnooi. Een wat jou gemoed tot rus te laat kom. Een wat vir jou oortuig dat hierdie uit God se hand uitkom en nie deur jou eie vermoë verwek is nie. Een van volheid, een van betekenis, een van krag. Ons kan daai lysie gaan maak. Dis 'n belofte vir die wat in Christus is. Daai plek is 'n persoon. En dit is waarom die Heilige Gees ons bly herinner aan dit wat ons insluiting in Jesus Christus impliseer vir ons lewens. Jy het nie 'n breakthrough nodig nie. Jy hoef nie die lotto te wen nie. Jy hoef nie guns by mense te soek nie. Jy's klaar geseënde in Jesus Christus. En elke liewe dag is die Heilige Gees so getrou dat hy ons bly begelei. Hy bly ons begelei. Nog voordat jy die oggend jou oë oopmaak en jou eerste koffie drink, is hy alreeds aktief besig in ons lewens. En hy bly ons elke dag rig. Maar soms is ons so bewus van die feit dat ek wil net by 'n sekere plek wees, dat ek vergeet die plan. Ek vergeet die plan. Ek glo dat die Heilige Gees aktief in ons lewens elke dag betrokke is. Ek glo dat hy ons lewens rig. Ek glo dat hy jou uitnooi om nie terug mee te kyk nie, maar om vorentoe te kyk in geloof, om vorentoe te beer na dit wat Christus vir jou bewerk het alreeds. Hy kan nie wag dat jy in besit neem dit wat reeds aan jou behoort nie. Kom ouens. Dis 'n waarheid, dis 'n realiteit vir jou lewe. Ek glo dit vir jou persoonlik. Maar ek glo eerstens ook dat dit waar is vir ons as 'n kampus. Ek glo dit met my hele hart. Van die begin van die jaar af beleef ons, en ons het dit van Januarie af toe ons ietsie van ons visie vir die jaar met die kampus deel, het dit iets hiervan verklap, waar ons gesê het, ons voel, ons gaan nie groei najaag nie. Ons voel dat die Here vir ons roep om ons autoriteit in ons grondgebied hier in Littleton op te neem. Hy het dit reeds vir ons gegee. Maar wat ons doen is ons sit terug en ons sê, laat hulle kom. Here, stuur mense. Dis nie Bybels nie. Die term wat die Bybel gebruik is nie stuur mense nou, dit sê gaan. Is dit nie wat ons nou net hier gelees het nie? Matteus 28, gaan dan heen. Handelinge 1 vers 8. Julle sal my getuies wees, gaan
Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Dis nie ons sit passief. En nou vertrou ons die Here om hierdie 1000 kinders by Hoërskool Centurion hier uit te bring nie. Hy het dit klaar vir ons gegee. Ons het die Here vertrou in die begin van die jaar dat ons regtig 'n impak sal maak in ons area hier in Littleton, dat ons that we will be the hub, the center of God's grace and hope in this community. Ons het daai bord daar agterop gesit, His glory, our story. Net daai ding alleen praat van gaan. Ouens, die grond gaan nie na die saad toe nie. Hallo? Die saad moet na die grond toe kom om te ontkiem en om vrug te dra. En ietsie van daai het ons die Here voor vertrou. Ons het nog net nie die plan gesien nie. Ons het geweet dat dit wat in ons harte is nie mens gemaak nie. Want dit is lekker hier. Ons is in 'n comfort zone. Ons het geweet wat die Here op ons harte plaas vir hierdie area. Ons het net nie geweet hoe dit gaan uitwerk nie. Maar as jy mooi na my gaan kyk, saam met my gaan kyk, net in daai skrifgedeelte, julle sal my getuies wees in Jerusalem en in daai ander dorpies, daai plekke, vanuit wat ek nou net vir jou gesê het is, dit gaan nie oor 'n geografiese area nie. Dit gaan oor wat gebeur. Dit gaan oor, het julle 'n saak met Jerusalem of met Samaria, weet julle ewen waar Samaria is? Hoe praat daai met my en jou lewe in die konteks van Pretoria? Ek wil vandag vir jou sê, dat die plan is groter as die plek. En die plan wat die Here gehad het, is om vir die ouens te sê in daai konteks, julle is hier in Kanaan, het ek julle aangebring, dit was die beloofde land. Ek wil nou hê, dat julle moet, nou Jerusalem as 'n stad was baie naby gewees, aan waar die Here hulle vanuit Egipte na Kanaan toe verplaas het, nê. Hy sê, gaan nou Jerusalem, dis julle mense, dit is julle mense, dis ons mense, is ons familie. Hy sê, gaan so 'n bietjie verder, en gaan na Judea, dis nog steeds ons mense, dis net nie ons familie of my mense nie, dis so 'n bietjie verder, mense wat so 'n bietjie verder weg staan van jou lewe af. Gaan dan even verder na Samaria toe, dis die ouens wat dalk my vyand is, en ons weet in die konteks van Jode en Samaritane, het hulle nie langs dieselfde vuur gesit nie, hulle was vyande vir mekaar, dis hoekom dit so vreemd was, dat Jesus by Jakob se put met die Samaritaanse vrou praat, en sy was ongewoon. Eerstens laat 'n man met 'n vrou praat, maar dit was ook ongewoon dat 'n Jood met 'n Samaritaan praat. Hulle het nie gepraat nie. Hulle was vyande vir mekaar. En Jesus sê, gaan na jou eie mense, gaan na jou familie, gaan bietjie verder na Judea, gaan na die wat so bietjie verder van jou lewe afstaan, gaan selfs na jou vyande toe. Daarom sê hy in sy woord, seën ons, laat ons vyande seën. En dan nog verder, dis vir die res. Jy kry jou eie mense, dan kry jy gelowiges, dan kry jy jou vyande, ouens wat nie dieselfde geloof dra as jy nie, maar dit stop nie daar, daai lys gaan nog aan, dit raak nog erger, hoor. Maar wat ek jou probeer sê is Jesus maak die lysie. Hy sê, kom ons begin hier en kom ons beweeg uit. Wees my getuies, selfs met die wat nie saamstem met jou geloof nie, die wat jou uitdaag, gaan bietjie verder, tot in die uithoeke van die aarde. Daai ding praat met my en jou lewe vandag hier ook. Dit praat met ons as 'n kampus. En met daai het ons gewerk. En ons het op 'n plek gekom waar ons teruggegaan het na van die woord wat ons van tevore as 'n kampus gekry het. En ek deel gou dit met jou as jy nie by die leiersaand was nie. Hier's 'n woord wat in ons strategiese beplanning vir verlede jaar was. 2 teksgedeeltes waar ons gevoel het die Here praat regtig met ons as 'n kampus. Ook in Exodus, the Israelites set out whenever the cloud was taken up from the tabernacle throughout all the stages of their journey. Alhoewel was die tabernakel gewees. God het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom snags, nee, julle ken daai prentjie. If the cloud was not taken up, they did not move. Okay, they did not set out until the day it was taken up. For the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and there was a fire inside of the cloud by night, visible to the entire house of Israel throughout all the stages of their journey. Met ander woorde, die prentjie wat jy hierso sien, en dit is wat ons beleef het,
is wanneer God praat, wanneer God die tree gee, wanneer hy ons roep tot iets, wanneer hy vir ons voorberei, wanneer hy die deur oopgemaak het, we will see that, it will be visible. Amen. Wanneer God werk, wanneer die Heilige Gees lei, gebeur dit met krag. Dis nie 'n mensgemaakte oomblik nie. Ons hoef nie deure oop te breek nie. Daai deur sal oopgaan. Die mense sal as ware na ons toe kom. Dis nie iets wat ons hoef te vermag in ons eie poging nie. En hierdie wolk, wat die teenwoordigheid van die Here wat hulle gelei het elke dag, was 'n bonatuurlike ding gewees. En hulle het nie 'n tree gegee as dit nie gebeur het nie. En in ons beplanning het ons gevoel verlede jaar, ons gaan nie, want ons het die Here bly vertrou. Ons het die Here bly vertrou. Daar was hierdie ding in ons harte gewees vir die samelewing en meer as dit, vir 'n paar goed het ons die Here vertrou. Maar ons gesê ons gaan nie 'n tree gee tot unless it becomes visible. Unless it is God breathed, God born. Die tweede skrifgedeelte en dit was net daai twee skrifgedeeltes wat op ons plan was hierdie ene gewees wat sê enlarge the site of your tent and let your tent curtains be stretched out, do not hold back, lengthen your ropes and drive your pegs deep. Hierdie is 'n prentjie van impak, 'n prentjie van verruiming, 'n prentjie van groei, 'n prentjie van vrug. En ons het nie regtig geweet, Here, maar wat doen ons nou met hierdie nie? Tot nou toe, wat ons onsself as 'n kampus in 'n seisoen beleef waar ons voel, die Heilige Gees lei. En as ons praat van die feit dat ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, dan is daar geen beter manier om dit te vier, as om te reageer op dit waartoe hy ons lei nie. So, net weens 'n klomp kompleksiteite, het ons nie 'n tree kon gee tot nou toe nie, maar ons het met hierdie droom in ons hart geleef. Ons het hierdie woord begin kry. Ons het in die begin van die jaar visie gedeel. Ons het net nie mooi geweet hoe dit gaan ontvou nie. Ons is so desperaat geweest dat ons al begin oorweeg het om na verskillende opsies te kyk en al die deure toe gegaan. Een na die ander. Tot so 2-3 maande gelede. Dit was op die 3de Maart geweest. Dit was ons skole Sondag. Waar die VLR van 7 skole hier ons dienste bygewoon het en ons het hulle bedien en hulle gestuur en dit is op daai dag wat die skoolhoof van Hoërskool Centurion by ons hekke inloop. En hy vir ons sê, Jules, die beheerliggaam van die skool het gepraat en hulle is gelukkig dat julle terugkom na ons skool toe. Nou 'n bietjie konteks te gee vir jou. Doxadeyo Littleton was 5 jaar terug daar gewees. In 2020 toe die COVID pandemie 'n realiteit raak, het ons as 'n kerk nog in groeperings van 50 kon kerk hou. Dit was die regulasies. Maar die departement van onderwys het nog nie vir die staatskole toestemming gegee om oop te maak nie. En op daai stadium was ons al 4,5 jaar daar gewees en dit het spanning gebring en ons wou nie die skool onnodig blootstel nie en daarom het ons besluit om te skuif na die sentrum toe. Daar was net 'n ongemaklike prentjie met die crime en al die goedjies daar. Daar was nie ideale opset nie. Ons het desperaat plek gesoek. Ons het hier opgeëindig en this served us well. Maar ouens, ons is so beperk in terme van die drome wat in ons harte leef. Daar is nie spasie vir disippelskap nie. Hier's nie op opstanding Sondag moes ons plastiek stoele hier indra. Dit was ongemaklik. Jy kon nie eens meer mense inpas nie. Hier's 'n klomp beperkings. Dit is nie die ideale prentjie nie. Ons is weggesteek hier in 'n residensiële area binne Littleton. Hier's nie parkering, hier's nie aircons, die mense voel onveilig. Dit is nie die ideale prentjie wat ons voel Here ons voorgeroep het nie. En hier kom Hoërskool Centurion. Hulle maak hulle deure vir ons oop. Hulle gee vir ons 'n auditorium wat 2,5 keer groter is as hierdie prentjie. Hulle gee vir ons die klaskamers wat saam met dit gaan vir die kinderbediening. Hulle gee vir ons parkering. Daar is aircons vir die somer so hulle kan almal relax. Hulle gee vir ons al hierdie en ons hou nog hierdie plek. Want God het ook vir ons drome gegee vir die volgende generasie. En ons is skielik op 'n plek waar die Here vir ons die woord wat in ons hart
gegee is, 'n beginne werklikheid raak en ons sien hoe hy dit kom bewerk het vir ons, want dit is bonatuurlik. 'n Staatskool maak nie sy deure vir 'n kerk oop nie. Hallo? Ons het hier met die konstitusie van Suid-Afrika te doen. Ons het hier met wetgewing en regulasies in die departement te doen. As hulle vir een geloof ja sê, moet hulle vir 100 ander gelowe ook ja sê. Dis moeilik genoeg vir ons om net 'n voethold te kry by enige van die instellings en skole in ons land. Dis nie eenvoudig nie. En hier kom 'n skool en hulle sê, kom trek in, kom maak julle woning, kom slaan julle tente op, slaan julle penne in. En skielik raak al die drome wat ons gehad het, word dit 'n massiewe werklikheid. Want alles wat hier bly hier. Want ons droom is vir 1000 kinders 700 meter van hier af. Hierdie fasiliteit is ons tienerbediening op 'n naweek. Hierdie fasiliteit gaan ons help met disippelskapprosesse. Daai fasiliteit op 'n Sondag met 'n oggenddiens na aanddiens gaan ons help met die groei en wat die Here vir ons daarin stoor het. 2,5 keer groter as wat ons hier het. En 'n klomp ander logistieke goedjies word daar uitgesorteer. En ons maandelikse uitgawe, die finansiële prentjie is presies dieselfde met dit al twee plekke as met een. Het julle gehoor wat ek gesê het? It's not man-made. Ons is oortuig in ons harte dat die Heilige Gees hierdie deur sy genade kom bewerk het vir ons as 'n kampus. En die goed wat ons daar op daai bord plak, word nou vir ons 'n realiteit. Die goed waaroor ons droom om regtig 'n hout te kan slaan met die volgende generasie. Om met akademie, met Soltech en met hoërskole en al, ons sien daai plan raak 'n moontlikheid. Ons sien dat die Here ons posisioneer op 'n plek waar daar nie net 1000 tieners is nie, maar daar's 2000 ouers en hulle werk by 2000 verskillende plekke. Hallo? Ons sien dat ons nie net terug staan en sê kom na ons nie, maar ons sien hoe die Here ons in die hub in die middel van die van bedrywighede waarin bymekaar kom plekke kom posisioneer vir groter impak. Ons sien al daai goed nou 'n werklikheid word. Ek het vanoggend na die eerste diens kom 'n van die onderwysers van Hoërskool Centurion na my toe. Sy is nie lankal by ons kerk nie en sy sê vir ons, ek is so opgewonde. Met Street Store, verlede Saterdag loop ek hier in en hier staan een van ons vrouens in ons gemeente en sy sê, ek wou jou nou net gevra het, wat is die toekoms? Wat gaan ons die Here vertrou vir meer? Sy weet niks van hierdie nie. Nog 'n week gelede is daar 'n vrou wat na my vrou toe kom, na Marlyn toe kom en sê met trane in haar oë, sy sê ek het gisterand by die huis aangekom, ek het so beklemming in my gees ontvang, net hierdie ding in my gemoed, ek moet bid vir Hoërskool Centurion, die Here het die skool so op my hart geplaas en ek het nie eens kinders in daai skool nie. En toe hoor sy met ons kommunikasie van wat die Here vir ons bewerk by daai skool. Ouens, hierdie is bonatuurlik. Ek het geen twyfel in my hart dat hierdie iets is wat die Here vir ons gedoen het nie. So wat sê ek vanaand vir jou? Ons het besluit as 'n kampus, we are following the cloud. Gaan julle saam? We are following the cloud. En dit is so 'n amazing oomblik dat soos ek na Israel se storie kyk, hulle Exodus, hoe God met ons as 'n kampus praat oor ons Exodus. Om te dink hierdie ouens moes 700 kilometer het hulle gereis in 40 jaar. Hoe profound is dit dat die Here ons roep om 700 meter ver te gaan in 40 dae van nou af. Die hele ding kom net by mekaar. So ek hoop julle is baie opgewonde. Ons is excited oor dit wat kom. En ons gaan Junie maand gebruik om die hele buitearea in te rig, die containers vir stoorpasie te skuif, die koffieshop te skuif, die krag en die goeders op te koppel, alles in terug aan die buitekant. En dan Julie maand sluit die skole vir 'n maand lank vir vakansie. Dan gaan ons 'n skoolsaal verander in 'n auditorium. So ons gaan klank inrig, ons gaan beligting inrig, ons gaan die stage regmaak, ons gaan die hele plek uitverf, ons gaan die ding net lig. Julle sal nou vra maar what's in it for the school? Hulle droom al jare. Toe ek met die hoof praat, hy sê julle kan nie glo hoeveel jare droom ons om ons skoolsaal bietjie op te gradeer dat dit meer modern is nie. Ek sê vir hom maar nog voordat julle daai behoefte gehad het, het ons al gedroom oor 'n plek waar ons 550 mense kan huisves, wat 2,5 keer meer is as wat ons nou het.
Dis deur die skoolhoof, dis deur die adjunkhoofde. Hulle is oop in hulle harte vir ons. Dis deur die beheerliggaam. Almal sê kom, ons wag vir julle. So ons is regtig excited ouens oor die seisoen wat voorlê. So Julie maand rig ons aan die binnekant in. En dan die 27ste Julie is 'n Sondag. Dit is 7 weke van nou af. Gaan julle almal getrou kerk toe kom? Ja? Ek weet nie of ons dit in die aand gaan doen nie, maar ons gaan dit beslis in die oggend doen. En dalk Maurice wil ons oorweeg of ons die aand en die oggend wil saamvoeg. Ons sal maar kyk. Maar ons plan vir die 27ste Julie was dat as ons hier by mekaar kom vir kerk, dat ons die band op 'n trokkie gaan laai. OK? Dat die hele gemeente agter die trokkie gaan aanloop. Ons gaan op ons beels blaas dat die mure van Jerigo kan val. Ons gaan 700 meter agter die band aan march. Ons gaan deur die strate hierso sy heerlikheid verklaar. We're going to take our territory. We're going to come in authority. We're going to sing his praises. En die worship band gaan ons lei 700 meter na die skool toe, waar ons tentpenne gaan inkap en hierdie hele plek vir die Here gaan gee. Dit gaan op 'n Sondag die 27ste Julie gebeur. Hou net die WhatsApp groepie dop. En dan die 10de Augustus is 9 of 10 weke van nou af. Launch ons eerste Sondag daar. Dis ons amptelike begindatum by die skool. Ons gaan 'n gebedsgeleentheid hê voor die tyd. Die Sondag launch ons daar. Dit gaan 'n massiewe Sondag wees en die Woensdag daai week, die 13 Augustus, het ons groot event Joshua na die reën. Sien julle nou die intentionaliteit? Dis daar waar ons vir die gemeenskap sê Doxedayo Littleton is ja. Waar ons vir die gemeenskap net blootstelling gee vir die feit dat hierdie 'n nuwe seisoen is wat aangekondig is en dat die Here ons deel maak van daai prentjie. Is julle excited ouens? So ek weet daar kan dalk 'n klomp vrae wees. En die marching orders vir die span is dat ons leiers hierdie ding nou na die bedieninge toe vat, die kinderbediening, die worship team. Is dat julle geleentheid kry om saam met ons hierdie ding te verpak en te beplan. Dat julle saam met ons kan droom. Dalk sien julle seker goedjies raak wat ons mis. Dalk dink julle aan goeters wat ons nie aangedink het nie. Is waar ons die kerk die geleentheid gee om die kerk te hervestig. So julle is so welkom om ons te help dink aan alle praktiese logistieke moontlike challenges en veral met die kinderbediening en die worship team. Ek kan vir julle sê julle kan reg ontspan. Ons het regtig moeite gedoen om die las op 'n Sondagoggend voor en na die tyd te verminder. 5 jaar terug was dit nie die ideale prentjie gewees nie. Ons het moeite gedoen om daai las radikaal 80% af te bring, dat daar nie meer werk of meer ure vir julle nodig is nie. So julle gaan deel wees van die volgende 7 weke se beplanning. So ons is opgewonde ouens en ons nooi julle na daai plek toe saam met ons van geloof. In die begin van die jaar, soos ek afsluit, het ons name op daai bord gaan plak. Ek wonder of ek vir jou kan vra vandag om agtertoe te beweeg en enige naam van daai bord af te haal. En dan hier op jou stoel te kom sit. En dat jy net vir daai kaartjie, vir daai naam, vir daai persoon bid. Ouens, dit gaan nie oor plekke nie, dit gaan oor mense. God se plan het nooit verander nie. En die Heilige Gees roep ons tot daai plan. En ons besef, die Heilige Gees werk nie net met ons kollektief nie, maar hy werk met ons persoonlik. En daarom wil ek elke persoon in ons gemeente, elkeen wie se naam op daai bord is, dat ons vir hulle sal intree, bid vir daai naam en sê, Here, mag hierdie persoon so bewus wees van u Heilige Gees, van u werking, van u leiding, van u hoe u net u teenwoordigheid in hulle lewe 'n werklikheid wil maak. Dat hulle eerstens die Heilige Gees sal beleef en tweedens dan dat die Here dat hulle sal met boldness en in geloof kom reageer wanneer die Heilige Gees hulle lei. Ons skuif nie net 'n kampus nie. Ons skuif mense se harte in die proses ook. En dis vir ons so belangrik dat daar ook eensgesindheid is, 'n opgewondenheid en 'n uitsien is na wat die Here deur elke lewe hier gaan doen. Ook daar. Want soos ek sê, dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan oor mense.
En ons weet dat die Here werk deur mense. So om daai prentjie ideaal te maak werk tot sy volheid, gaan oor gehoorsaamheid, dit gaan oor boldness, dit gaan oor geloof, dit gaan oor om te gaan waar die Heilige Gees ons lei. Amen. Beweeg uit, jy's welkom. Gaan gryp 'n kaartjie, vat so 'n minuut of 2 en kom ons bid vir elke persoon in ons gemeente. Dankie. Dankie, Heilige Gees, dat ons die wonderlike voorreg het om U te ken en U te kan beleef en U te kan ervaar. Somstyds soek ons U in die wind, ander keer in die aardbewing, maar baie keer is dit in die stilte. Maar dit wat U doen is nog steeds altyd kragtig. Net soos U met krag gewerk en gelei het, duisende jare terug, so werk U ook vandag met ons lewens. Ons ken nie al die antwoorde nie, ons het dalk nie sekerheid oor alles nie. Ons sit met hierdie stukkie geloof in ons lewens, vir dit wat moontlik is, want ons weet, elke belofte van God in Christus is 'n ja en 'n amen. En ons weet dat U aktief besig is, om ons lewens elke dag te rig en te begelei, dat daai ons werklikheid kan wees. Dankie vir U liefdesinisiatief, dankie vir U genade, dankie dat U hart nooit verander teenoor ons nie, maar dat ons altyd kan uitsien na die volheid van dit wat U vir ons lewens beplan. Bly ons rig en lei, o Heilige Gees, vir elke persoon hierso. Vir elkeen van ons beteken dit dalk iets anders. Hier's dalk mense vanaand wat hier sit, wat 'n belangrike besluit moet maak. Dankie Here dat U in die woord sê, Hebreërs 11 vers 6, dat die wat na my toe kom, moet glo dat ek is en dat ek 'n beloner is van die wat na my soek. Dan bid ek Here dat hulle U so sal beleef in hierdie seisoen, so relevant. Dat U 'n lig vir hulle pad is, 'n lamp vir hulle voet, en dat U nie net antwoorde kom gee nie, maar U kom rig hulle lewens en nooi hulle uit om dit in ontvangs te neem. Ek bid dat hulle U sal ervaar. Hier sit dalk mense vanaand, Here, wat ander omstandighede het. Dan bid ek Here, wil U bly rig en bly lei. Wil U ons lewens bly vul met U krag. Mag ons meer bewus raak van U teenwoordigheid, meer sensitief wees vir wat U elke dag doen. Ons vertrou U so, nie net individueel, maar ook as 'n kampus. Bid ons Here vir die seisoen wat voor lê. En ons bid Here, dat dit nie net vir ons 'n plek sal wees nie, maar dat ons U plan in besitting sal neem. Ons dank U Here vir die beloftes vir ons lewe. Ons dank U vir U alomteenwoordigheid. Ons dank U Here dat U ten volle God in ons lewens is. Alle eer aan U. Amen. Ek wil nooi om saam met my op te staan.